Julle kan asseblief my vanoggend oopmaak by Hebreërs 4 vers 1 tot 3. Hebreërs 4 vers 1 tot 3. En net voordat ons lees, wil ek ook net noem, daar's 'n paar gebedsversoeke. Eerstens vir Tannie Susan, sy is nou ook vir 'n geruime tyd siek. En dan ook vir Willem, Susan en Tannie Veeva se ma wat nog in die hospitaal is. Sy het 'n maagalser wat oopgegaan het en sy's in kritiek daarso. Ons prys die Here, die dokters het gedink sy was op haar laaste, maar sy is nog steeds aan die gang besig om te veg. Maar mag julle ook aan die familie dink in hierdie tyd en dan ook staan die Susan en Willem se suster. Sy was so ruk terug gediagnoseer met breinkanker. En dan ook sodoende het sy uit die hospitaal uitgekom en hulle het die gewas uitgesny. Maar nou het sy weer vog op die longe gekry en sy is weer terug in die ICU in. So daai hele gesin oral is hartseer en ook mense wat siek is, sodra hulle op. Ek dink is veral erg om aan een geliefde te dink wat in die hospitaal is, maar om na 3 of 4 wat besig is om siek te word en wat ernstig siek is te dink. Ek dink dit is werklik moeilik vir hulle. So dra hulle op asseblief aan die Here en mag ons ook vir hulle bid by die huis om hulle te versterk. Okay, so dis Hebreërs 4 vers 1 tot 3. Ek lees gaan uit die 33 tot die 53 vertaling lees, maar voordat ons lees, kom sluit net die oë en dan nader ons die Here. Vader, wat so groot voorreg is dit nie om vanoggend weer eens in U huis by mekaar te kom nie. Vader, waar ons as U kinders nou by U voete kom sit, liewe Heer. Vader, vra ons, soos wat ons opstaar na U in bewondering, vra ons, Vader, mag U ons seën vanoggend met U waarheid, maar ook sodoende wat ons bemoedig en vermaan. Vader, ons as die mens hou nie daarvan om vermaan te word nie, maar Vader, mag U die ware leermeester deur U verborge dinge in U woord ons harte aanspreek. Ons harte aanspreek om te verander, te vernuwe en ook opnuut U te soek, liewe Heer. En Vader, sodoende vra ek vanoggend waar ons miskien so 'n bietjie meer 'n komplekse gedeelte hanteer, Vader, mag U aan elke een van ons op ons eie vlak dit openbaar. En Vader, mag U verheerlik word daardeur. Mag dit nie net 'n mooi boodskap wees nie, maar Vader, mag ons vernuwe, verander en herskep hier uitstap. En Vader, mag ons nie hierdie geheimenisse vir onsself hou nie, maar mag ons dit deel met die gebroke wêreld daar buite. En Vader, waar ons nou net gepraat het oor ons gemeentelede en vriende van die gemeente wat siek is, Vader, mag U by hulle wees. Mag U hulle harte styf vashou, mag U vir hulle vrede en vreugde gee en mag hulle nie alleen voel nie. En Vader, ons vra ook, mag U wil geskied in elke aspek, want ons weet U wil is goed. Maar Vader, mag U wil ook vanoggend hier geskied en mag dit tot eer en verheerliking van U naam gebeur. Ons vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit ons hoofteksgedeelte Hebreërs 4 vers 1 tot 3, wil ek net die tema met julle deel. Ek weet ons het al oor hierdie teksgedeelte gepreek, maar oor iets anderster. En ons tema van vanoggend gaan oor om die Ou en die Nuwe Testament te vergelyk met mekaar. Die evangelie wat verkondig was in die Ou Testament en interessant die doop wat ook in die Ou Testament te vind is, te vergelyk met die evangelie van die Nuwe Testament en ook die doop van die Nuwe Testament. So vers 1 sê dan vir ons, laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou, dat die miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in. Soos hy gesê, daarom het ek in my toring gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Net tot sover, asseblief.
En soos wat julle weet, het ons die laaste ruk was ons besig met die reeks wat gehandel het oor die boek van Hebreërs, en ons het 3 Sondae terug het ons gestop by die tema wat gehandel het oor die anker van ons siele, en wat eintlik se kernboodskap was geloof. En ons gaan eintlik vandag met hierdie tema geloof aan in hierdie vergelyking tussen die Ou en die Nuwe Testament. En ons gaan vandag, soos wat ek sê het, nie net kyk na die verskil van die Ou en die Nuwe Testamentiese leringe nie, maar ook die evangelie wat daar verkondig word en in die Nuwe Testament, die tyd waarin ons woon, en ook die doop wat ons daar binne vind, baie interessant, en die doop wat ons ken. En sê maar, wat is die verskil en wat kan ons vat as ons hier uitstap? En ek kan vir julle natuurlik van die begin af sê, die verskil is Jesus Christus, natuurlik. Maar julle gaan sien in hierdie diens, en ek dink ook in die volgenes wat volg hierop, gaan ek baie die vraag met julle deel, hoekom? En ek wil dit graag vanoggend met julle deel. Ek sê baie by die Bybelstudie, die woord van God is soos 'n 1000 stuk puzzle, né? Julle weet altyd as jy op vakansie is, of jy is by die see of by die dam, of jy gaan kamp, dan is daar altyd 'n puzzle. En sodra jy daai boks oopmaak met al die verskillende stukke wat daarin is, dan voel jy amper so 'n bietjie verboureerd. Ek's vreemd, ek's opgewonde. Ek hou van dit. Ek hou daarvan om elke stukkie te soek wat pas, en dan begin 'n mens gewoonlik mos met die hoekstukke. En van die hoekstukke af, dan beweeg jy na die kante toe, en dan werk jy eintlik van buite af binnekant. Maar weet julle wat? Meeste van ons wat al vir jare in die kerk sit, het soos daai puzzelstukkies kennis opgebou, en dit als lê nou in hierdie sak te mekaar. Geestelike groei is wanneer jy die puzzelstukkies begin in mekaar pas. En dis hoekom dis baie belangrik om in ons geloof, wanneer ons Bybelstudie doen of preek, te vra hoekom. Want wanneer ons vra hoekom, konnekteer ons 2 stukkies wat ons al klaar ken aan mekaar vas, en ons verstaan hoekom dit gebeur het. En ons weet in die woord is daar baie waarhede wat ons nooit ten volle gaan verstaan nie. Tot ons eie redding en God se genade is en sy liefde is onverstaanbaar, maar ons kan dit begin aan mekaar heg en 'n groter prentjie kry. En weet julle wat? Meeste van die waarhede in die Bybel, ons weet nie hoe dit wees van eintlik kennis wat ons klaar het, maar vra maar hoe pas dit in mekaar, sodat ons kan groei in die geloof. Want weet julle wat's belangrik? Sodra jy uit hierdie gebou uitstap, en jy praat met die gebroke wêreld, ken mense, of weet mense van Jesus, maar hulle gaan vir jou die hele tyd die vraag vra, hoekom? Hoekom moet ek glo in hom? Hoekom het dit gebeur? En deur jy wat hierdie puzzelstukkies in mekaar heg, gaan deur die leiding van die Heilige Gees vir hulle antwoorde kan gee. En sodoende is ek baie opgewonde oor hierdie reeks van Hebreërs, en ek wil volstoom saam met julle vir hopelik 2 of 3 maande deur dit werk. So voordat ons vanoggend na ons hoofteks gedeelte kyk, wil ek so 'n paar aspekte met julle deel. Nou dis baie belangrik in vandag se gesprek, en ook in die toekoms, om altyd die Ou Testament te sien as 'n ander tyd as die Nuwe Testament. En ook dat die Ou Testament verskillende tydperke het, voordat die wet gegee was, toe die wet gegee is, toe God 'n nasie, sy volk gekies het, en ook daarna die profetiese tyd. Maar tot met die Nuwe Testament is daar ook verskillende tydperke. Dat die Nuwe Testament eers eintlik werklik begin het toe Christus gekruisig was, die dood oorwin het en opgevaar het toe die Heilige Gees afgekom het, en daai tydperk is die apostoliese tyd. En daarna kry ons die kerktydperk, die genade tydperk waarin ons leef. Maar wanneer ons vandag na die Ou Testament verwys en die Nuwe Testament met mekaar vergelyk, moet ons besef dat daar baie similêre aspekte is. Ons klomp Jesus figure in die Ou Testament wat opbou tot Christus se koms, maar dan is daar ook verskille. Nou eerstens is dit baie belangrik om te besef, ons is baie keer hard op die Ou Testamentiese mense. As ons lees van Moses het net 'n rukkie al in die berg, dan smelt hulle al hulle goud en koper en brons en dan bou hulle 'n bil. Dan dink ons, as ek daar was, sou ek dit nie gedoen het nie.
Maar weet julle wat, ek hoop deur vandag se prediking sal julle ook sien, dat as ons daar was, sou ons teen die bil nog vinniger gebou het. Ons sou net so afvallig gewees het soos hulle, want ons 'n verskil tussen hulle tyd en ons tyd. So een groot verskil wat baie belangrik is, en ons het 'n paar sondae terug daarna verwys, is dat die Ou Testamentiese mensheid onder die wet geval en ook onder die Lewiete se priesterskapsorde. So die Lewiete was priesters en hulle het wetgewing gehad, en wat dit beteken het, as jy die wet nagekom het, kon jy in die koninkryk van die Vader ingaan, die hemel, né? Sou jy gered geword. In die Nuwe Testament val die wet nie weg nie, ons is net nie meer onder dit nie. Ons sien die 10 gebooie en die wetgewing van die Ou Testament as 'n riglyn om volgens te leef. Maar daar is wet wat weggeval het. Soos die wette met die rituele van diereoffer, né? Ons hoef dit nie te volg nie. Dit is weg, né? Maar ons val onder Christus en vandag is ons onder Christus, so die wat glo in Christus gaan hemel toe en die wat nie glo in Christus nie, kan nie hemel toe gaan natuurlik dan hel toe. So julle sien, dis 2 groot verskille tussen die Ou en die Nuwe Testament, natuurlik. Maar baie interessant, 2 aspekte wat ons baie goed ken, die evangelie en ook die doop in die Nuwe Testament, wat ons as baptiste mos op hamer, né? Dit staan in ons naam, die doop en redding. Wat voor dit gebeur, vind ons ook van dit in die Ou Testament. En ons gaan vanoggend sien hoe hierdie verskille eintlik ons harte gaan kweek om wanneer ons sing die na vir die Here te dank, dat ons nie in daai tyd woon nie, maar in die Nuwe Testamentiese tyd. So as ons na ons hoofteksgedeelte kyk, wil ek graag vanoggend begin deur na vers 2 te kyk, wat sê, want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig was. So as ons kyk na vers 2, sê dit vir ons, soos wat ek glo almal wat hier sit vanoggend saamstem, dat ons het die evangelie ontvang. As jy nie die evangelie ontvang het nie, kan jy nie tot redding kom nie, en sal jy nie die Here ken nie. Stem julle saam met my, die evangelie is wat ons hoor van Christus, en dit is wat ons glo, en dit is waarin ons vashou, en maak dat ons tot redding kom deur die genade van God. Maar nou moet ons die vraag vra, en hierdie is nou eenvoud, hierdie is nou die klein puzzelstukkies. Wat is die evangelie? So die Griekse woord wat gebruik word vir gospel of evangelie is euangelion. Ek spreek dit miskien verkeerd uit, euangelion, en dit beteken letterlik goeie nuus, né? The good news. Die Engelse predikante sê altyd om die good news uit te vat, die goeie nuus uit te dra. Nou wat is die goeie nuus? Nou wat interessant is, die skrywer van Hebreërs praat ook oor die goeie nuus, maar uit 'n ander perspektief uit. Hy gee 'n ander benaming vir dit in 'n neutedop. En ons vind dit in vers 1 van ons hoofteksgedeelte. Wat is ons goeie nuus? En dit is, laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog standhou. Dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. So die goeie nuus is dat ons 'n belofte verkry het, dat as ons glo, ons in die Here se rus kan ingaan, wat verwys ons beloofde land wat die hemel is. Dis die ewige, né? Dis ons hoop om eendag by die Vader te wees. Stem julle saam met my? Die Hebreëse skrywer verwys net anderster daarna en sê die rus van die Here. Nou Jesus, interessant, praat ook oor hierdie belofte, soos die Hebreëse skrywer of Hebreëse skrywer, en is 'n baie bekende gedeelte in Matteus 11 vers 28, waar hy eintlik praat oor die goeie nuus, die evangelie, en hy stel dit direk aan die mense, en dat hy gekonnekteer is met die evangelie, en sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Is dit nie presies dieselfde nie? En onthou, ons hou daarvan om hierdie verse soos hierdie fisies aan te neem. En wat ek daarmee bedoel is, as ek vandag moeg is, en die werk en die week en die jaar was lank, dan hou ek van hierdie gedeelte. Maar hierdie gedeelte praat nie net van fisiese rus nie, dit praat van 'n geestelike element ook. Want as dit geestelik goed gaan met jou, is jou olielampie gevul. As dit geestelik nie goed gaan met jou nie, gaan jy fisies en emosioneel ook uitgetap wees.
En dit is waarna Christus hier verwys. Hy verwys eintlik na die toekomstige hoop wat saam met dit kom. Maar dan is dit baie belangrik. Al is die belofte van wat die skrywer van praat daar vir die hele wêreld. Hy sê terwyl die belofte nog staande bly van om in die rus van die Here in te gaan, is daar 'n sleutel. 'n Sleutel wat as jy hom nie verkry nie, maak daai belofte nie vir jou saak nie. En dit vind ons ook in vers 1. Hoe kom ons in die rus van die Here? En dit sê deur om te glo daarin. Geloof. Geloof is die sleutel tot die rus van die Here, tot die ewige lewe. Maar nou moet ons vra heel eenvoudig, maar in wat glo? Ek dink dis belangrik, né? Ons preek baie keer daar buite, jy moet glo. Maar in wat? 1 Korintiërs 15 vers 3 tot 4 is net 'n gedeelte wat ek gekies het. Dit praat oor die kern van die in wat ons moet glo, die goeie nuus waarin ons moet vashou. Maar ons kan soveel meer aan dit heg. Dit praat in eenvoud en sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is en dat hy op die 3de dag opgewek is volgens die skrifte. En dan kan ons byvoeg, en dat hy opgevaar het hemel toe aan die regterhand van die Vader sit. En dan kan ons nog byvoeg, dat hy teen volle mens was, teen volle God was, dat hy geen sonde gehad het nie, dat hy ons verteenwoordig het aan die kruis, maar julle verstaan, dit is die kern waarin ons moet vashou. Dit is waarin ons moet glo om in die rus van die Here in te beweeg. Maar nou dat ons die Nuwe Testamentiese evangelie vasgemaak het in eenvoud, sê die skrywer in vers 2 iets anderster ook. Dit sê, want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle. Nou wie is die hulle? Die hulle is die Israeliete wat in die woestyn was. Nou hierdie raak nou 'n bietjie vreemd en interessant. Hoe kon hulle die evangelie ontvang het Christus nog nie daar was? En nou moet ons onsself vra, wat is die evangelie? Nou onthou ons het sê die evangelie, die term beteken die goeie nuus. Stem julle saam met my? Nou die Israeliete het ook nie goeie nuus verkry van die beloofde land, Kanaan, wat vir hulle was. In meer 'n wêreldse rus wat verwys het dat God hulle daar sal laat floreer, dat God hulle daar sou beskerm, hulle sou 'n nasie wees wat 'n tempel bou en hom daar dien. Dit was hulle belofte gewees, dit was hulle hoop gewees. Die beloofde land. Christus was ook verkondig in die Ou Testament, die Messias 100%, maar ek glo die skrywer in Hebreërs verwys, want net in die vorige hoofstuk en ook in ons hoofstuk verwys hy dat God gesweer het dat hulle nie daarin sou kon gaan nie, omrede hulle sondig was en nie geglo het nie. En dan sê vers 2 vir ons, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. So wat is die verskil? Eerstens 2 similêre aspekte is, hulle het 'n evangelie ontvang, ons het 'n evangelie ontvang. Ons glo aan die belofte en kan eendag hemel toe gaan deur die Christus aan die kruis wat ons glo, en dit is alleenlik uit genade uit wat ons dit ontvang. Maar nou sê die skrywer hier vir ons dat hulle 'n evangelie ontvang het, maar hulle het nie geglo daaraan nie. Hulle het nie vasgehou aan dit nie, en hierdie is my belangrike punt. Mense, die is waarvan die Bybel praat van bokke en skape. 'n Skaap is iemand wat goddelik glo aan dit. 'n Bok is iemand wat vashou aan dit. Iemand wat dink hy is weergebore, maar is nie werklik weergebore nie. Hebreërs 3 vers 17, ons gaan nou weer terugkom na die evangelies toe en bietjie meer dieper in dit indelf. Maar Hebreërs 3 vers 17 sê dan vir ons, wat het gebeur met die Israeliete wat nie geglo het nie? En dit was 'n hele generasie. Onthou tot Moses het nie eers in die beloofde land ingaan nie. Tot hulle leier, hulle redder van daai tyd. Hebreërs 3 vers 17 sê, en op wie was hy 40 jaar lank vertorend? Die Israeliete in die woestyn? Was dit nie op die wat gesondig het, wie se lyke in die woestyn geval het nie? Nou wat sê dit vir ons?
Ons hoofteksgedeelte vers 3 sê, want ons wat geglo het, gaan die rus in soos hy gesê het. En dan praat hy van die Israeliete. Daarom het ek in my toring gesweer. Dis God wat praat. Hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Hy het gesweer, God het 'n belofte gemaak dat daai mense nie in sy rus sou ingaan nie, want hulle het nie geglo nie. Dan as ons aanbeweeg na die doop toe, ons gaan nou al twee aspekte saam mooi trek. Sê 1 Korintiërs 10 vers 1 tot 2 vir ons iets baie interessants. Dit sê, want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie, dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see. Nou hierdie is 'n interessante aspek. Hier kom die Nuwe Testamentiese skrywer Paulus en sê, maar die Israeliete het nie net die evangelie ontvang nie, hulle is gedoop ook. Ek weet nie van julle nie, maar dit klink vreemd. Nee, dit klink nie reg nie, maar dit staan in die Bybel. Nou wat bedoel Paulus met hierdie? Nou eerstens, onthou die Griekse woord doop wat gebruik word, is baptisteo, wat beteken om te onderdompel, om regom toegemaak te word met water. En dis hoekom Paulus praat van die wolk wat bo hulle was, die wolkkolom, maar ook die see wat oopgegaan het, waardeur hulle geloop het, wat van die kante af hulle toegemaak het. En hy praat eintlik van die wolk, verwysend na God se teenwoordigheid. Dit is so hulle in die Ou Testament na die wolk in die dag gekyk het, in die vuurkolom in die aand. Maar dan verwys hulle na die see wat oopgaan, eintlik as om deur die doopwater te gaan. Wat interessant is. Maar daar was dan tog nie, soos wat ons die doop ken, Christus nie. Nou hoe werk dit? Nou eintlik wat dit verteenwoordig is dat die Israeliete het uit Egipte voor daai see gestaan as slawe van Egipte. Hulle het deur die water gaan en God se volk geraak aan die ander kant. Sy uitverkieste nasie. Hoe staan ons voor die doopwater simbolies? Dit gebeur eintlik by redding. 'n Slaaf van die vlees. En na redding, hou ons nie daarvan om te sê nie, maar ons is 'n slaaf van 'n nuwe meester. Die Here Jesus Christus, die Vader wat in die hemel is. Ons is bevry van die kettinge wat ons vasgehou het om net verkeerd te doen. Ons het 'n nuwe natuur verkry, 'n nuwe identiteit. Is dit nie wat met die Israeliete ook gebeur het nie? En simbolies verwys Paulus na dit. Maar hoor, baie interessant, hulle was gedoop in Moses. Hoekom in Moses? Want Moses was hulle leier, hy was die een wat die wet vir hulle gebring het, en dis hoekom ons noem dit Moses se wet, en hy was hulle redder. Al het God alles bewerkstellig, hulle het hom gesien as die figuur wat hulle lei. Maar in teenstryd met daardie, al is dit baie similêr teenoor die Nuwe Testament, kom die Nuwe Testament en Paulus sê, maar ons is in Christus gedoop. Dit staan in Galasiërs 22 vers 27, wat sê, want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. Want Christus is ons leier, ons redder, maar die verskil is, hy is die ware redder wat ons werklik by die beloofde land kan uitbring. En dis eintlik wat die Hebreëse skrywer vir ons, of die Hebreëse skrywer vir ons wil neerpen, is dat Moses en Christus kan nie vergelyk word met mekaar nie. Moses het nie self in die beloofde land ingaan nie, maar ook geval voor dit in ongehoorsaamheid, net soos elke persoon wat hom gevolg het. Maar Christus maak die belofte dat elke een wat in hom is, sal in die koninkryk van sy Vader ingaan. Is dit nie waar nie? Sien julle die verskil tussen die twee? Maar wat baie interessant is, nou kan ons sê, maar Pieter, is die doop in die evangelie dan nie in die Ou Testament omgedraai nie? Nou wat ek daarmee bedoel is, ons lees in die woord dat daar eers bekering moet gebeur, redding, en dan word jy gedoop. Nee? Jy moet eers 'n gelowige wees voordat jy gedoop kan word. En jy is gered by die dag wanneer jy die Gees ontvang, en dit is by redding.
Maar natuurlik het die Israeliete die evangelie ontvang nog voor dit. Die belofte was al aan Abraham gemaak, van die beloofde land vir sy nageslag. 'n land waar hulle sal wees. Maar nou kom ons by die vraag, hoekom kon die Israeliete nie in die beloofde land ingaan nie? Hoekom kon hulle nie in God se rus in beweeg nie? Hulle het dan net soos ons die evangelie ontvang en die doop. En heel eenvoudig, hulle kon nie want hulle het nie geglo nie. En kom ons vat dit verder. Hulle kon nie geglo het nie. Nie soos wat ons glo nie. Maar die vraag is hoekom? Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê vir ons hoekom. Daar 'n verskil is tussen ons en hulle. Want uit genade is julle gered deur die geloof en dit is nie uit julleself nie. Wat sê dit so tot ver? Jou redding kom nie uit jouself uit nie. Dit is deur God, deur sy genade vir jou gegee. Baie belangrik. Dit is 'n gawe van God. Jy kan nie geloof kweek in jou vlees nie. Wat se geloof kweek ons? Om 1 jaar vir die party te stem en dan die volgende jaar vir daai een. Dit is die geloof wat ons in ons vlees het. Selfde geloof van 1 jaar hou ek meer van die vrou en die volgende jaar hou ek meer van daai vrou. Of 1 jaar stem ek vir die blou bulle en die volgende jaar vir die cheetahs. Dit is menslike geloof wat verander. Stem julle saam met my? Maar hierdie skrywer, weer eens Paulus, sê dat dit 'n gawe van God is. Dan gaan vers 9 aan en sê, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. So jy word nie gered uit jou werk uit. Geen werk wat jy doen kan maak dat jy gered word nie. Alleenlik Christus. So geloof kom nie uit die mens uit nie, maar kom van God af deur die Gees. En raai wat, die Israeliete het nie die Gees van God gehad nie. Die Gees van God het met die leier elke keer gepraat, maar hy het hom nie gevul soos wat hy ons vul nie. Dit was nie 'n vervulling gewees waar hy geloof kon gekweek het nie. En daai een persoon soos Moses of Aaron moes met die volk gepraat het. Sien julle nou hoekom hulle agtervallig geword het die hele tyd? Hoekom Christus moes kom, want anders sou ons ook so gewees het. En dis hoekom die skrywer skryf, en dis Petrus wat dit skryf, en hy sê, julle lewe, die wat lewe na Christus is geseënd. Want raai wat, ons kan glo. Dit is nie wat die Ou Testamentiese mense gehad het nie. Harte nie. Maar nou moet ons weer die vraag vra, maar hoekom? Want, onthou julle in die begin het ek gesê, hulle was onder die wet. Die wet wat hulle gehad het hulle aangespreek. Dit was onder wie hulle was, onder wat se autoriteit hulle was tussen hel en hemel. Maar in die Nuwe Testament val ons onder 'n nuwe priestelike orde. Die orde van Melchisedek, waaroor ons al gepreek het, waar Christus die hoëpriester is. En hoor wat sê Hebreërs 7 vers 12. As julle 'n versie neerpen, pen hierdie versie neer. Wat iets besonders vir ons verduidelik van die ou teenoor die nuwe. En dit sê, want met verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet. So, dis Hebreërs 7 vers 12, ek lees dit weer. Hoor wat dit sê. Want met verandering van priesterskap, verwysend met verandering van die priesterskap van die Levitiese priesterskap orde na die orde van Melchisedek, kom daar noodsaaklike, die Engels sê necessary change, noodsaaklike verandering van wet. Dit is hoekom daar 'n verandering van wet gekom het. En weet julle wat is my interessant, en hierdie het eintlik soveel goed wakker gemaak in my denke, met eintlik om anderstens te dink, preek ons nie altyd, ons is nie meer onder die wet nie. Maar raai wat, ons gaan nou by dit uitkom, ons is onder 'n nuwe wet in Christus. Ons is nie meer onder Moses se wet nie, en onthou ook, al sê ons die wet het nie weggeval nie, natuurlik, soos wat ek in die begin gesê het, met die Lewiete se orde wat gegrond was in priestelike rituele en wetgewing van wat se diere hulle mag eet en wat se diere nie, wat se diere mag geoffer word en hoe dit geoffer moet word, het daai wetgewing weggeval, maar die hoof
wetgewing soos die 10 gebooie het nie wegval nie, maar as riglyne nie. Maar nou kom Jesus met 'n nuwe orde, Melchisedek se orde, wat ewig gaan staan. Maar wat is die nuwe wet? Ek dink dit is 'n goeie vraag. En hoor hoe praat die Nuwe Testament vir ons en verduidelik vir ons die nuwe wet. En dit is 'n paar eintlik. Galasiërs 6 vers 2 sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dit is heel eenvoudig wat daar staan. Dan kom Johannes 13 vers 34 en sê, 'n nuwe gebod. Wat is 'n gebod? 'n wet, nê? Nee? Gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. En dan kan ons dit verder vat, en ek nie almal hier neergepen nie, maar ek het 4 punte neergeskryf wat ek dink is die hoofwetgewing. En dit gaan nou baie interessant klink, en ek sê nie ons moet nou wetties na dit kyk nie, maar dit is definitief goeders gekoppel aan die nuwe orde. Soos die wet van liefde. Is dit nie wat Christus sê, al die wetgewing en alles wat die profete gesê het, word vasgevat in wat se 2 stellings? Wie kan vir my sê? Wie kan vir my sê, die eerste een gaan oor om God lief te hê? En die tweede een? Dit het Christus sê, omvat die hele wet en die profete. So, is 'n wet van liefde. As jy dit nie doen nie, raai wat? Kan nie hemel toe gaan nie, is dit nie waar nie? Tweede een, die wet van die Heilige Gees. Klink nou vreemd. Staan nou nie in die Nuwe Testament, die enigste sonde wat nie vergewe kan word nie, is 'n sonde teen die Gees? Dis 'n wet. Nee, dis 'n reël. Dan nommer 3 is die wet van geloof. Ons het nou vasgestel, as jy nie glo in die evangelie nie, kan jy nie tot redding kom nie. So dis nog 'n wet. Dis iets, as jy dit nie doen nie, dan kan daar nie, kan jy nie in die rus van die Here ingaan nie. En dan punt 4 het ek maar net geskryf, die wet van die evangelie. En wat moet jy glo? Daai waarhede. En kom sê die hele woord van God. Jy moet aan die hele woord van God vashou, want die hele woord is Christus homself. En mense, ek hoop, ek het in eenvoud probeer vanoggend vir julle verduidelik en vir myself die genade tydperk waarin ons is. Hoor wat het die skrywer gesê? Hy het gesê, die geloof kom nie uit die mens uit nie. Elke een van ons wat hier sit hier uit genade uit. Nie omrede ek of een van julle enigsins iets is nie. Maar nou is my vraag, hoekom probeer ons self hierdie dinge kweek? As ons weet in ons harte, die geloof word gekweek deur die Gees. En ek sluit af in hierdie vergelyking tussen die Nuwe en die Ou Testament. Wat is die verskil? En die verskil is God se genade wat 2000 jaar terug aan die kruis vir ons gehang het. Dit is die verskil. Christus het in sy bloed alles wat ons het vandag, alles waarin ons glo, ervaar en ons hoop wat ons in ons het, bewerkstellig deur sy bloed. Jesus is die verskil. En dan my vraag aan elke een van julle, elke een wat hierso sit, ken ek en weet ek, sê dat elke een van ons glo aan die evangelie. Elke een van ons wat hier is glo ek kan miskien 1 of 2 uitsonder en miskien nie heeltemal weet nie, het deur die doopwater gegaan. Maar weet julle wat? Ons moet wegbeweeg van die prediking af van ek's 'n Christen wat gedoop is. Want dit beteken niks as dit nie verenig is met die geloof in Jesus Christus nie. En meer fokus op die sleutel tot die ewige. En dit is natuurlik Christus, maar die geloof om in hom te glo. As die geloof nie groei nie, gaan ons babas bly. Onthou julle die Hebreëse skrywer het hieroor gepraat. Maar mense, dink julle nie, as ons so in die wêreld kyk, hoeveel van ons geliefdes wat sê hulle is Christene, is eintlik die Israeliete in die woestyn? En sal sterf in daai woestyn, voordat hulle in die beloofde land ingaan en in die rus van die Here. Hulle het die evangelie ontvang en is gedoop, maar hulle het nie die geloof wat die sleutel is. Sien julle hoekom die skrywer na dit verwys? Dat ons nie in die voetspore van daai manne moet volg nie, maar in die voetspore van Jesus Christus. Dit is die verskil. So my vraag is, gaan ons eerder begin bid vir mekaar vir geloof, vir mense om tot redding te kom, in plaas van vir mense net in eenvoud om kerk toe te kom. Bid eers vir die hart,
Die Here sal hom bring. Ons moet die werk daar buite gaan doen, mense. Hoeveel van ons geliefdes, ek kan in my eie familie tel, wat die vrug nie dra nie. Onthou net, geloof is nie iets wat ek net sê ek het dit nie. Die woord sê dit sal gewys word. In daad en woord. Nie net in woord nie, die vrug wat gedra word, sal dit toon en jou gees sal getuig van hulle gees. En so ons kan nie meer as babatjies ronddwaal nie. Die vrug moet gekweek word. En weet julle, heel laastens, hoe groei die vrug? Deur gehoorsaamheid. Deur gehoorsaamheid om die woord te lees, saam met medegelowiges te kom en saam te kom en te gesels daaroor vir mekaar te bid. En wat nog? Met die Vader te gesels, te bid. As jy vanoggend hier sit en jy het nie 'n gebedslewe nie, kan ek jou 10-10-1 waarborg. Jy moet jou eie redding betwyfel. Teruggaan en sê, Here, ken ek U werklik? Want as ons sê, ek sal sterf vir hom, maar praat nie eers 1 keer 'n maand met hom nie, is dit nie hierdie menslike oortuiging wat ons dan het nie? Is dit nie 'n realiteit en 'n waarheid nie? Is dit nie presies wat die Israeliete gedoen het nie? Presies dieselfde. Vergeet van hom nou, môre as hy weer ons sien, dan is ons soos, yes, die Here is amazing, en as dit sleg gaan, dan is dit net soos, of gewoonlik as dit goed gaan, dan vergeet ons van hom. Mense, ons kan nie meer in daai kinderlike geloof staan nie. Kom ons sluit die oë, en dan nader ons die Here. Vader, waar ons nou in so mooi illustrasie gesien het, grondlegging van hierdie aarde, die seun. Vader, kan ons nie anders as om U te prys nie. Vader, die skrywer skryf daar, laat niemand agtervallig word en nie in die rus van die Here ingaan, terwyl die belofte staande bly om in te gaan nie. Vader, mag ons bid en veg vir hierdie gebroke wêreld, vir ons geliefdes wat U nie ken nie, sodat hulle ontmoeting met U seun kan hê. Vader, dat ons sal besef dat as 'n man soos Paulus wat Christene vervolg het en doodgemaak het, tot redding kan kom, Vader, kan enige een op hierdie aarde. Vader, ek glo in my hart dat die redding daar is vir enige iemand wat U gaan soek. Maar Vader, mag U in die mensdom se hart begin werk, mag U Gees klop, en Vader, mag U ons lei en gebruik om op die regte tyd die regte woord met hulle te deel. Maar Vader, mag U ook geloof kweek in ons harte. Dat ons sal sterk staan in hierdie tyd wat ook voorlê, Vader, waar ons kan sien dat die wêreld al hoe meer agteruit beweeg, donkerder raak, moeiliker raak. Vader, dat ons nie aan die wêreld sal vasklou, angstig raak nie, maar sal ons oë ophef na U, na die rus wat vir ons wag. Nie 'n plek van rus nie, maar 'n status van rus, omrede ons een is met U. Vader, mag ons besef dat ek het nie op 'n stadium U kind geword nie, maar eintlik op my reddingsdag het ek besef ek's U kind. Want U woord sê U het ons gekies voor die grondlegging van hierdie aarde. En Vader, mag daai vastigheid in ons redding kweek U vrug, liewe Heer, geloof en ook sodoende saam met dit gawes wat gebruik kan word in U seun se liggaam en ook sodoende in hierdie gebroke wêreld. Vader, help ons om te groei. Help ons en vermaan ons, stigtig ons, liewe Heer, dat ons nie soos die Israeliete sal wees nie, maar dat ons werklik soos U kinders sal optree. En Vader, sodoende vra ek, mag U ons nader snoer aan mekaar, mag hierdie eenheid wat U seun geskep het aan daai kruis, wat nie net een is met hom nie, maar een met mekaar, sal U ons nader snoer. Dat ons nie net mekaar se name sal ken en nou en dan vra hoe dit gaan nie, maar soos wat die Nuwe Testamentiese skrywer gesê het, dat ons mekaar se laste sal dra en ook sodoende die wet van Christus onderhou. Vader, ek vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So kom ons staan dan en ontvang die seën. Mag die Here jou seën deur jou te vermaan, te beskerm en te laat groei
en ook deur jou uit te stuur. Mag sy liefde jou vernuwe, sy genade jou herskep en sy roeping jou bemoedig om uit te gaan. Amen. Dankie julle.